Goeiedag, ek vertrou dit gaan goed met julle. In ons Bybelstudie verlede week praat ons oor die hemel en die heerlikheid van die hemel. En iemand maak 'n opmerking, hy sê ek sal julle volgende week vertel van die aarde. En dit laat my dink dat hierdie lewe wat ons het hier op aarde is nie altyd maanskyn en rose nie. Somstyds gebeur daar moeilike goed met ons en hierdie storie van jou lewe. Ja, partykeer is daar 'n hoofstuk wat 'n spanningslyn het, of moontlik is jy op 'n plek in jou lewe wat jy sê, ek is besig om 'n thriller te skryf. En dit laat my dink dat ons hoor soveel preke van die kansel af, van op die TV en op sosiale media, as daar mense wat inspirerende boodskappe gee. Maar weet jy dat elkeen van ons, die persoon wie jy die meeste elke dag mee praat, is jouself. Elke dag is jy besig om 'n gesprek met jouself te voer. En ek wil graag hê, moontlik is jy op 'n plek in jou lewe waar jy deur 'n moeilike tyd gaan. Wil ek hê jy moet vir jouself preek vandag. En vandag kan jy sê, Louis, as ek vir myself preek, sal ek aan my swakhede raak sien, ek sal my tekortkominge raak sien. Ek wil graag hê jy moenie fokus op die negatiewe nie. Wil jy moet in die spieël gaan kyk en vir jouself kyk en sê, Louis, vandag preek ek vir jou. En dan wil ek jy net 3 sinnetjies vir jouself sê. En die eerste sin is, God sal my nooit begewe of verlaat nie. Miskien is jy vandag in die vuuroond soos Daniel se vriende. Dan wil ek vir jou sê, daai 3 vriende, daar was 'n 4de persoon, 'n goddelike seun wat by hulle was. God was saam met hulle in die vuuroond. Die tweede sinnetjie wat jy vir jouself sê is dat, maak nie saak wat met my gebeur nie. God sal my altyd dra. Deuteronomium 33 sê, sy hande is onder my. Ja, baie keer wil ons op die bergtoppe wees, maar God is nie net altyd op die bergtoppe nie. God is ook in die vallei, hy's ook hier in die dal. Weet jy, dit was hier in die vallei waar Dawid vir Goliat verslaan het. Moontlik is jy op 'n plek in jou lewe waar jy voel jy's in 'n vallei. Dis die plek wat God weer vir jou die oorwinning wil gee. En dan die 3de sin wat jy vir jouself in die spieël sê, God het my toegerus vir hierdie seisoen waarin ek is. Romeine die 12de hoofstuk, die 3de vers sê dit so mooi. Ons het 'n mate van geloof ontvang. God het dit alreeds bepaal, toe hy ons lewe bepaal het en al die goed waardeur ons gaan, het hy vir ons 'n mate van geloof gegee om hierdie kruis te dra. Jy sal nie afgaan nie, jy sal oorwin. Jeremia 1 vers 19 sê dit so mooi, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorwin nie. Gaan staan in die spieël, ek daag jou uit en preek vir jouself. Jy is meer as 'n oorwinnaar. God seën vir jou.